Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn platform. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Ek wil vandag vir jou sê uit my hart uit baie dankie dat jy die keuse gemaak het om in te skakel. Ek weet daar's klomp platforms waar jy kan ingeskakel vanmôre, maar jy het gekies om vanmôre by ons in te skakel. En hier by ons by Nuwe Lewe Gesinskerk glo ons in praktiese, relevante boodskappe wat ek en jy kan neem en wat ons kan uitleef daar buite. Want ons glo dat ons roeping as kerk is om by die suiwer woord van God te bly en dit te verkondig, maar ook om die kerk te enable, soos hulle in Engels sal sê, om juist die boodskap uit te dra na buite. Want ons, ek en jy is die kerk en ons het nodig om daar buite die verskil te maak in hierdie donker, gebroke wêreld. En hoe doen ons dit? Deur die boodskap te hoor, in te neem en uit te leef daar buite. So ek hoop jy gaan vandag se boodskap geniet, maar nie net geniet nie, dat jy vandag se boodskap ook sal inneem, te harte sal neem en daar buite die verskil gaan maak. Want ek glo daar's 'n stikkende en 'n gebroke wêreld wat wag om die evangelie te hoor. Mag jy vandag se diens geniet en mag die Here jou seën. Maak ons reeks vandag klaar rondom hierdie praktiese, dis 'n praktiese reeks gewees. Dit was 'n praktiese reeks rondom hoe om dag tot dag te lewe. En een van die goed wat ons vandag gaan bespreek is ons huwelike en ons verhoudinge. Want ons leef in 'n tyd waar verhoudings dikwels onder druk geplaas word, onder vuur gesit word. Huwelike en verhoudings word beoordeel in vandag se lewe op bevrediging. Wat kan ek hier uitkry? Ek sê baie keer wanneer ons voor huwelikse berading doen voor 'n paartjie trou, dan sê ek vir hulle, hoekom wil julle trou? Wat gaan dit nou anders te maak in julle verhouding? Nee, ons gaan nou saam bly en ons gaan nou lief wees vir mekaar en ons gaan nou huis opsit en al hierdie tipe van goed. Maar die prentjie wat daar buite geskep word is dat ek wil iets uit hierdie huwelik uitkry. Ek wil iets uit hierdie huwelik uitkry. Ek wil iets uit hierdie verhouding uitkry. Baie keer dan het ons, selfs met vriendskappe, dan het ons 'n vriendskap met 'n persoon omdat ons iets uit daai persoon uit kan kry. En wanneer ons nie meer iets uit daai persoon uit kan kry nie, dan word daai vriendskap so half en half net een kant toe geskuif. Dis hoe dit werk, dis hoe dit lyk daar buite. Vriendskappe word al hoe meer oppervlakkiger by die dag. En selfs familie ervaar spanning en verwydering. Die media verwys baie keer na hierdie perfekte verhouding, hierdie perfekte huwelik, hierdie perfekte vriendskap wat ons het. En dit op self plaas verskriklike druk op die huwelik en op die verhouding. Want ons wil soos daai paartjie lyk, ons wil soos daai paartjie wees, ons wil soos daai paartjie wil ons funksioneer. Maar die Bybel sê heeltemal iets anderste. God het verhoudings ontwerp en geskep om sy liefde te weerspieël. Hulle is nie bloot sosiale verbintenings nie, dit is God se geordende roeping. Hy het my en jou geskep om in verhouding te wees. Hy het my en jou geskep om nie alleen te wees nie. Hoor wat sê hy in sy woord. Ek het nie net 'n mooi tan saamgebring van vakansie nie, ek het ook 'n verkoue saamgebring. In Johannes 13 vers 34 tot 35 sê hy, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Dis hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Die wêreld plaas die fokus op liefde as 'n gevoel. Net so tussen hakies, daar's 'n studie wat bewys het so 'n klompie jare terug, dat as jy verlief is, dan verloor jy so plus minus 30% van jou IQ. Ek deel dit baie keer by 'n troue, want as jy verlief is, dan sê jy die vreemdste goed, nie waar nie? Ons sê baie keer, nee, ek het jou mal lief, dalk is dit regtig so, jy is dalk regtig op 'n posisie van dat jy bietjie mal is, maar hulle sê jy verloor so plus minus 30% van jou IQ. So dis hoekom ons baie keer sê, ek het jou mal lief, of ek is verlief en verlore, nie waar nie? Maar die woord leer ons egter dat liefde ver meer as net 'n gevoel is. Dis nie net 'n gevoel nie, dis nie net 'n ding wat opkom in my en jou hart nie. Liefde is 'n keuse, liefde is 'n leefwyse, liefde is prakties in die dag tot dag. Dit beteken dat selfs in moeilike tye, wanneer emosies afneem, dat ons steeds kies om liefde te wys, dat ons steeds kies om liefde te deel en liefde te leef.
En een van die belangrike dinge wat ek en jy vanoggend moet besef en verstaan is, dat God is die outeur van alle verhoudings. Nie net van jou huwelik nie, maar van jou vriendskappe, jou familie, waar ook al jy beweeg. Hy is die outeur van alle verhoudings. Genesis 2 vers 18 sê, daarna sê die Here God, hy sê, dis nie goed dat 'n mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n metgesel maak, een soos hy. Die Here het gesien dat dit nie goed is vir my en vir jou om alleen deur die lewe te gaan nie. Jy sê dalk nee, ek is goed om alleen te wees. Dit is beter om alleen te wees. Ek kry nie seer nie. Ek funksioneer beter, ja, tot op 'n sekere stadium. Maar die Here het gesien dat dit verkeerd is. Dat die Here het gesien dat dit nie reg is dat 'n persoon alleen moet leef nie. Ons het vriendskappe nodig, ons het verhoudings nodig, ons het huwelike nodig. God het ons geskep om gemeenskap te hê. Huwelike en vriendskappe en familie is nie toevallig nie, dis deel van sy skepingsplan, dis deel van die groot prentjie. Daarom moet ons besef dat verhoudinge kan nie per terloops aandag geniet nie. Dit kort aandag elke liewe oomblik. Dis 'n keuse wat ek en jy maak. Dit verg tyd, dit verg aandag, dit verg dat ek en jy intentioneel moet wees in ons verhoudings. Dit verg dat ons gefokus moet wees en doelgerig moet wees. Genesis 2 vers 24 verduidelik verder, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Hulle sal saamgevoeg word. Dit wat die Here saamgevoeg het, kan geen mens skei nie. Saamgevoegheid. Hierdie eenheid is God se idee van hoe verhoudings moet funksioneer. Samehorigheid, ondersteunings, deel van iets groter as onsself. Jy en ek is nie net vir ons eie geluk geskep nie. Ons is nie vir ons eie geluk hier op aarde nie. Ons is geskep vir God se doel, om sy liefde te weerspieël in alles wat ons doen en in elke verhouding wat ons aanknoop. Vriendskap, ons huwelike, ons familie, oral waar ons gaan. Ek hou so van wat Tim Carroll gesê het. Hy sê the purpose of marriage is not to think less of marriage, but to think more of the gospel. More of the gospel. Elke verhouding, huwelik, familie, vriendskap is 'n geleentheid om die evangelie te deel. Is 'n geleentheid om die evangelie te verkondig en dit lewend te maak. Wanneer mense jou sien, moet hulle iets van Jesus sien, nie iets van jou nie. Ek het nou die dag het ek genoem in 'n preek, het ek gesê dat jou intieme kerk begin by jou huis. Dit begin by jou huis, dit begin by jou vrou, dit begin by jou man, dit begin by jou kinders, dit begin by jou familie, jou vriende en so kan ons aangaan. Mans, ons durf nie daai verantwoordelikheid skuif na 'n ander plek toe nie. Ons durf dit nie skuif na die kerk toe nie. Jou bediening is by jou huis en jy beter dit uitleef soos wat God van jou verwag. Ons het 'n roeping, ons het 'n verantwoordelikheid. En is baie ernstig. Ek en jy moet dit ernstig opneem. Ek wil dit weer sê vir jou vanmôre. Jy's nie op aarde geplaas vir jou eie geluk nie. Me, myself and I nie. Jy's hier geplaas op 'n goddelike doel. Soos in Engels hulle sê, a godly purpose. A godly purpose. En jy en ek moet dit uitleef. Tweedens, liefde moet as fundament wees in ons verhoudings. Liefde is die kern van alle gesonde verhoudings. Waar daar nie liefde is nie, is daar chaos. Wanneer die Here sy teenwoordigheid onttrek by 'n huwelik of by 'n verhouding, is daar chaos. Daar's nie vrede nie. Maar die Bybel sê liefde is nie bloot net 'n gevoel nie. Kolossense 3 vers 14 sê beklee julle bo alles met liefde. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Hierdie liefde is onvoorwaardelik, dit is opofferend, dit is geduldig, dit is lankmoedig, dit is vergewensgesindheid. Johannes 13 vers 34 tot 35 herinner ons dat die liefde die toets is van disippelskap, van ware disippelskap. Hy sê ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle liefgehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle julle liefde teenoor mekaar het. Liefde teenoor mekaar het. C.S. Lewis het beskryf, hy beskryf dit eintlik so treffend, hy sê, love is not merely a feeling,
It's a deep unity, maintained by the will and deliberately strengthened by habit. Dis iets wat ek en jy elke dag kies om te doen. Dit beteken selfs wanneer jy nie voel om lief te hê nie, wanneer jy nie lus is om lief te hê nie, dat jy steeds kan ondersteun, dat jy steeds kan kies om lief te hê en steeds kan vergewe en geduldig kan wees. Dit beteken dat liefde in die klein dinge geleef moet word. Wanneer jy na iemand luister, wanneer jy na jou vrou luister, na jou man luister of na jou kinders luister of na jou familie of vriendskappe luister. Partykeer het hulle net nodig 'n oor om te luister. Dis al. Hulle het nie raad nodig nie. Hulle het nie nodig dat jy opmerkings maak nie. Hulle het nodig dat jy net luister. Net luister. Partykeer het ons nodig dat ons mekaar moet bemoedig in moeilike tye. En dit beteken ook natuurlik dat ek en jy kies om nie krities te wees nie. Kies om nie krities te wees nie. Vra jouself af, hoe kan ek liefde wys selfs al is dit moeilik? Selfs al is dit moeilik. En dan derdens moet ons besef ook dat ons huwelike en verhoudinge moet Christus uitbeeld. Christus uitbeeld. Efesiërs 5 vers 25 sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Hierdie enkele vers wat die Here vir ons gee, enkele vers, wys dat die huwelik en 'n verhouding 'n lewende simbool van die evangelie is. 'n Lewende simbool van die evangelie is. Mans moet self of opofferende liefde toon en vrouens moet respek en ondersteuning toon teenoor hulle mans, teenoor hulle families. En hierdie idee kan nogal regtig verwarring skep. Want die mans speel gewoonlik op daai skrifgedeelte wat sê, vrouens, julle moet onderdanig wees aan julle mans. Nie waar nie? Dan dink die vrouens gewoonlik, hulle moet nou minderwaardig wees in die verhouding, en dis absoluut glad nie so nie. Wanneer ek swak is Michelle sterk. Wanneer Michelle swak is ek sterk. Ons voeg mekaar aan, ons ondersteun mekaar, ons motiveer mekaar, ons is lief vir mekaar. Dis wat daarmee bedoel word. Dietrich Bonhoeffer het geskryf, hy sê, it's not your love that sustains the marriage, but from now on, the marriage that sustains your love. 'n Huwelik werk nie net omdat jy verlief voel nie. Verliefdheid gaan verby. Verliefdheid gaan verby. Dit werk omdat jy kies om liefde te leef, waar ook al jy gaan, selfs wanneer dit moeilik is. Jou huwelik en die verhouding in die lewe word die voertuig van God se liefde in hierdie wêreld. Hoe jy mense hanteer. Mag ek jou opnuut vra en regtig vra dat jy eerlik sal wees met jouself. Wat se getuienis vertel jou verhoudinge huidig in jou lewe? Wat se getuienis vertel jou huwelik? Wat se getuienis en wat se storie vertel jou vriendskappe? Wat se getuienis vertel jou familie? Jou verhouding met jou familie? Is dit goed? Is dit positief? Is dit lewenddraend buite? Of is dit besig om te sterf? Is dit besig om negatief te raak? Spreuke 27 vers 17 sê, yster slyp yster en so vorm vriende mekaar. Waar jy uithang, met wie jy uithang. Jy sê dalk nee, ek is saam met hierdie persoon wat so ongered is soos 'n pannekoek, maar ek wil regtig net hierdie persoon tot bekering kry, so daarom sal ek vriende wees met die persoon. Yster slyp yster en so vorm vriende mekaar. 1 Korintiërs 15 vers 33 sê, moet julle nie langer laat mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sede. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Ek vra jou weer, wat se getuienis vertel jou verhoudinge huidig, vandag? En dan laastens moet ons besef, vergifnis en genade moet kern wees in ons verhoudings. Moet kern wees. Geen verhouding is perfek nie. Geen verhouding. Konflik is onvermydelik. Die vraag is nie of en wanneer jy sal bots nie, maar hoe sal jy reageer? Ons is vol foute. Ons maak partykeer, ons sê partykeer die stupidste dinge. Regtig, veral wanneer dit kom by die huwelik, veral wanneer dit kom by 'n verhouding. Ons sê partykeer onnodige goed wat die ander persoon seer maak. Ons is nie volmaak nie. Maar hoe reageer ons? Hoe reageer ons? Dis die vraag. Kolossense 3 vers 13 sê, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het, soos die Here julle vergewe.
moet julle mekaar ook vergewe. 1 Korintiërs 13 vers 4 beskryf dit so mooi en duidelik. Hy sê die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, dit is nie grootpratig nie, dit is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Hierdie tipe liefde is nie iets wat sommer net van self af na vore kom nie. Dis 'n liefde wat ek en jy ontvang deur ons verhouding met God. Jy kan nie gee wat jy nie het nie, en as jy nie daai liefde van God het nie, kan jy dit nie gee vir ander mense nie. Ek sê dit baie keer ook vir die paartjies wat trou. Ek sê as jy nie daai liefde van God het nie, as dit nie in jou lewe is nie, as jou verhouding met God nie reg is nie, dan kan ek vir jou sê, is jou wegspring op 'n baie rotsagtige plek. Want jy moet eers ontvang, jy moet eers daai liefde hê, voor jy dit kan deel met iemand anderste. Corrie ten Boom het gesê, forgiveness is the key that unlocks the door of resentment and the handcuffs of hatred. Elke keer as jy vergifnis toon, bou jy 'n sterker en 'n gesonder verhouding. Dit beteken nie dat jy swak is nie, dit beteken net dat jou geloof net uitspeel. Jou geloof en jou gehoorsaamheid aan die Here. Ek dink aan daai een verhouding waarin jy spanning ervaar. Dink gou vir 'n oomblik in daai verhouding. Dalk is dit 'n kind waarmee jy sukkel. Dalk is dit jou man, dalk is dit jou vrou, dalk is dit 'n familielid. Dink aan daai verhouding wat soveel spanning veroorsaak vir jou. En dan vra jy jouself die vraag af, hoe kan ek vir daai persoon bid? Hoe kan ek 'n beeld van liefde vir daai persoon word? Hoe kan ek van my kant af nader beweeg aan hierdie persoon? Want ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid. So hoe lyk dit prakties in die dag tot dag? Ons deel respek en eer. Romeine 12 vers 10 sê, julle behoort aan Christus en aan mekaar. Daarom moet julle lief wees vir mekaar. Julle moet eerste wees om ander mense te respekteer. Waardeer jou maat, waardeer daai vriend, waardeer jou man of jou vrou en jou familie en moenie krities wees nie. Moenie krities wees nie. Tweedens, leef kommunikasie uit in waarheid en in liefde. Efesiërs 4 vers 15 sê, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Moenie stil bly oor belangrike dinge nie. Wees eg, leef in die waarheid, maar wees sag in die manier hoe jy baie dinge oordra in jou lewe. Wees liefdevol. En derdens, wees diensbaar. Filippense 2 vers 3 tot 4 sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander, Klein dade van diens wys liefde sonder om iets terug te verwys. Wees lief vir jou vrou, wees lief vir jou man, wees lief vir jou kinders sonder om iets terug te verwag. Ek onthou so 'n paar jaar terug toe kom hier 'n paartjie na my toe en hulle was op die punt om te skei. En hy het self erken dat hy het absoluut geen respek vir sy vrou nie, hy het die respek verloor. En daar's nie meer amper liefde oor in die huwelik nie. Sy het ook heeltemal onttrek al uit die huwelik uit en dit was regtig op die punt van daar's geen meer hoop vir hulle nie. En ek was nog baie jonk gewees in die bediening. Ek het nie baie ervaring gehad nie en ek sê toe vir hulle, weet jy wat, ek dink kom ons probeer iets prakties. Ek wil hê ons het nou baie ander goed bespreek, maar op die einde sê ek vir hulle, ek wil hê julle moet hierdie 3 goedjies wil ek hê julle moet gaan doen in julle lewe. Elke liewe dag. En dan kyk ons of dit nie beter raak nie. Ek het vir hulle gesê, vat 5 minute elke dag om dankbaarheid te spreek teenoor mekaar. Al is dit iets kleins, al is dit dankie dat jy die skorrel goed gewas het, dankie dat jy die kar vol petrol gemaak het, dankie dat jy hierdie ding gedoen het. Al is dit iets kleins, spreek dankbaarheid. Vat 5 minute en spreek dankbaarheid teenoor jou vrou en jou man. En gebruik elke konfliksituasie in liefde. Bespreek dit in liefde, wees sag met mekaar, moenie die stem verhef nie, wees lief vir mekaar, kies om lief te hê, al is dit regtig moeilik.
kies om in liefde konflik te hanteer. En elke aand voordat jy gaan slaap, lees 'n enkele Bybelvers. Ek het nie gesê hulle moet Bybelstudie saam doen nie, want hulle wou nie eens in dieselfde vertrek gewees het nie. Ek het gesê kies 'n Bybelvers en deel dit met jou man en vice versa, hulle moet met mekaar hierdie vers deel en vir mekaar lees en dan moet hulle gaan slaap. En dis nou 'n klompie jare terug wat dit gebeur het en vandag is hulle in ons gemeente en hulle kan getuig daarvan, ek gaan nie die naam noem nie, maar hulle is in ons gemeente, hulle getuig van hoe die Here hulle huwelik gered het en hoe die Here daai basiese goed gebruik het om hulle huwelik te red. Die basiese goed. Familie, ek en jy mis die basiese goed. Die eenvoudige goed in ons lewens. Ons mis dit. Wanneer laas, kom ons wees eerlik met mekaar, wanneer laas het jy vir jou vrou, man, het jy vir jou vrou gesê, ek is lief vir jou, dankie vir dit wat jy doen in my lewe. Ek is regtig verlore sonder jou. Selfs met ons dames, wanneer laas het ons vir ons mans gesê, "Broer, ek waardeer wat jy doen. Dankie dat jy so hard werk om vir ons gesin te sorg. Dankie vir alles wat jy doen. Dankie dat jy dinge opoffer om ons gelukkig te maak, om by ons te wees." Wanneer laas het ons dit gespreek tot ons kinders? En het ons kinders nader geroep en gesê, "Dankie vir wie julle is. Pappa en mamma is so lief vir jou." Ons het hierdie vakansie, baie keer dan sukkel mense om af te skakel op vakansie, maar hierdie vakansie was ek so doelgerig geweest op my 2 seuns. En daar was 'n oomblik waar ons op die strand geloop het en ek moet sê, en dit is regtig, ek kom getuig of ek kom bely my sondes vandag, maar ek is baie selde wat ek vir iemand sê ek is lief vir hulle. En ek kom op 'n stadium op die strand en dit was net ek en hy hou my hand vas en ons was daar in die brandes en ek sien net die hele tyd hoe kyk hy op na my toe en hoe kyk hy na hoe ek sy hand vashou. En ek vat daai oomblik en ek sê net vir hom, weet jy, pappa is verskriklik lief vir jou. En in daai selfde oomblik besef ek net hoe die Here baie keer my en jou hand vashou. En hy sê vir jou, hy is verskriklik lief vir jou. Wanneer laas deel ons net daai liefde wat hy vir ons gee, deel ons net vir ons kinders, vir ons maats. So ten slotte, huwelike en verhoudings is 'n lewelange reis. Dis 'n lewelange reis. Hulle is uitdagend, maar hulle is ook vol vreugde, vol vreugde. Wanneer ons die verhoudings volgens God se woord bestuur, word hulle lig vir ander mense. Lig vir ander mense. Hulle word 'n lewende getuie van die evangelie, hulle word 'n bron van vrede, selfs in moeilike tye. Ons word 'n voorbeeld wanneer ons verhoudings so inrig soos wat God van ons verwag. Hier's 'n voorbeeld wat ek en my vrou na opkyk, 'n paartjie wat ook in ons gemeente is, oom Botter en tannie Maritjie Herbs, wat regtig vir ons so 'n voorbeeld is. Ons het nou die dag 'n date night gehad waar ons tyd spandeer het in huwelike en waar ons regtig baie moeite gedoen het met die paartjies. En ek sien hulle sit by 'n tafel en hier kom oom Botter uitgehardloop en hy sê wag net gou, hy wil gou iets gaan haal in die kar. En ek sien hy kom vorentoe geloop met so 'n klein pakkie wat toegedraai is met 'n lint op en alles. En ek sê nou, hy sê nee, ek gaan my vrou eers verras. En later die aand kom die waiter daar aangeloop en sy gee die persent en ek kon sien daai verbaasheid op haar gesig. Maar ek sê vir Michelle toe ek dit sien, sê ek, dis die huwelik wat ek wil hê. Wat nog warm is, wat nog romanties is, wat nog spesiaal is. En ek wil regtig dankie sê vir julle voorbeeld en hoe julle dit uitleef daar buite. Maar dis wat ons voor geroep is, familie. Ons huwelik, ons verhoudings moet voorbeelde wees vir ander mense. Dit moet voorbeelde wees vir ander mense, dit moet lig wees vir ander mense. Richard Foster het gesê, superficial relationships will not withstand the storms of life. Deep, Christ-centered relationships will. Hierdie oppervlakkige verhoudings gaan jou nie staande laat hou in tye van storms nie. Hierdie diep verhoudings, dis wat gaan, wat gefokus is op die Here. Elke dag het jy geleentheid om liefde, geduld, vergifnis en genade uit te leef. En dis nie altyd maklik nie, maar dis die pad wat die Here wil hê ek en jy moet kies. So ten slotte, my tyd is om.
Ek wil jou vandag wil ek jou uitdaag. Ek wil jou uitdaag vir die week wat voor lê. Ek wil jou huiswerk gee. Ek gee jou nooit huiswerk nie, maar ek gaan nou vir jou huiswerk gee. Dit staan ook in jou blaadjie geskryf. 3 goed wat ek graag wil hê jy moet doen. Eerstens, kies een verhouding waarin jy hierdie week 'n daad van liefde of vergifnis gaan wys. Kies een verhouding. Tweedens, bid saam met jou vrou, jou man, vriendin, vriend of familie. Laat Christus die derde tou wees in daai verhouding. Laat Christus die derde tou wees in daai verhouding. En derdens, dink elke dag, hoe kan ek vandag vir hierdie persoon iets van Jesus wys? Eenvoudig, maar so belangrik. So ek sê dit weer, kies een verhouding waarin jy hierdie week 'n daad van liefde of vergifnis sal wys. Bid saam met jou vrou, man, vriendin, vriend of familie. Laat Christus die derde tou wees en dink elke dag, hoe kan ek vandag vir hierdie persoon iets van Jesus wys? Sal julle dit volg? Nee, dis net een persoon wat sê ja. Sal julle dit volg? Sal julle uitgedaag wees hierdie week? Ek beloof jou, hierdie ding gaan definitief jou lewe impakteer. So kom ons sit so en dan sluit ons oë. Here, ons kom vandag na U in eerbied en dankbaarheid. Dankie dat U ons geskep het vir gemeenskap, vir verhoudings en vir liefde. Dankie dat U die outeur is van elke huwelik en elke verhouding en elke vriendskap. En dat U elke band wat ons aangaan kan seën en kan versterk wanneer ons U die middelpunt maak van daardie verhouding. Here, ons erken dat ons dikwels tekortskiet in ons verhoudings. Soms is ons selfgesentreerd. Soms is ons hart en ongevoelig. Soms is ons ongeduldig. Maar Here, ons vra U vergifnis. En ons vra dat U ons sal lei in liefde en in geduld en in genade. Vader, vergewe ons en help ons om die voorbeeld van selfopofferende liefde na te volg. Vul ons harte met U liefde. Laat ons lief hê soos U liefhet. Onvoorwaardelik, geduldig, lankmoedig en vol genade. Help ons om liefde te kies elke liewe dag, al is dit hoe moeilik. Leer ons om nie die ander te oordeel nie, maar om te bou, te bemoedig en te ondersteun, Here. Vader, ons bid vir ons huwelike, ons bid vir ons verhouding. Ons vra dat U dit sal seën, dat U ons maat sal seën, dat U ons man en vrou sal seën, ons kinders sal seën. En laat hulle 'n lewende voorbeeld sal wees van Christus se liefde. Help ons mans om opofferende liefde te wys en ons vrouens om respek en eer te betoon. Laat ons U Gees die sentrale gedeelte of die sentrale plek in ons lewens te hou, Here, sodat ons lewens 'n getuienis kan wees van wat U doen in ons lewens. Ons bid vir ons verhoudings met ons familie en vriende. Here, ons vra dat U ons sal help om geduldig te wees, om nederig te wees, om genadig te wees. Gee ons wysheid om konflik op te los met liefde en in waarheid en help ons om altyd U wil en leiding te soek. Here, ons bind ons harte saam met U liefde en eenheid. En laat ons verhoudings nie net ons geluk dien nie, maar U naam verheerlik. Mag elke verhouding wat ons aanknoop, ons vriendskappe, ons huwelike, ons kinders, ons verhouding met ons kinders, mag elke liewe verhouding U naam verheerlik. Ons sê vir U dankie so vir U woord. Dankie dat U woord soveel waarheid is. En dankie dat U woord nooit leeg uitgaan of leeg terugkom nie. Ek vra nou dat U elkeen van ons sal seën, dat U ons sal gebruik in hierdie week wat voorlê en dat U regtig die leiding sal gee en die middelpunt sal wees van ons lewens. Ons is so lief vir U en ons weet en ons besef en ons erken vanmôre dat ons nie die lewe sonder U kan doen nie. U moet die middelpunt wees. So dankie Here vir U woord en dankie dat ons uitgedaag is vir hierdie week wat voorlê. Mag U verheerlik word deur alles wat ons doen en deur elke keuse wat ons maak, deur elke woord wat ons spreek en die besluite wat ons neem. Mag U verheerlik word en mag U al die eer ontvang. Ons bid dit in die groot en heilige naam van Jesus en almal sê saam. Amen.